Heartbeat FM en is ingeskakel by Hier's Art. Dit is natuurlik elke Vrydag tussen 9 en 10 en Woensdae ook tussen 9 en 10. En saam met my in die ateljee het ons twee gaste. En ek sal graag wil hê die eerste gas moet homself net voorstel. Richard, baie dankie. Ek is Ralph Larufa. Kom van die oorspronklik van die Noordwes af. 'n klein dorpie wat niemand van weet nie. 'n dorpie met die naam van Ottosdal. Gebore groot geraak in die mieliewêreld. Bietjie anderster as die ander manne om my. My pa was Nick die Griek, het die keffie op die dorp gehad. Ons was die enigste Engelssprekende familie in die kontry. Hy sê daai een man vir my daar, hulle ken net yes and not yes. dis wat hulle daai tyd gepraat het in die Noordwes. Daar groot geraak tot 1986, toe trek ons Oudtshoorn toe. My pa het weer 'n kafee geërf by sy pa. Sure. In die kafee wese groot geraak. Nie jou tipiese kerk groot geraak nie. Sondag het ons gewerk in die kafee. So nie regtig jou 'n mens hoor baie van mense wat in 'n Christelike huis groot geraak het en ek het nie. Het die Here geken, maar nie geweet wie en wat hy is nie. Jy weet, nou en dan Sondagskool toe gegaan vir die stokkie lekkers by die Sondagskool, meer as enigiets anders. En dit was my lewe in 1986, soos ek sê, Oudtshoorn toe. September 1986, toe ek in standaard 7 ontmoet ek my pragtige vrou. En ons is tot vandag toe nog happily married. En ons is getroud 2004. Ons het Kaap toe getrek en nog steeds nie. Sondag was Grand West Casino en snoekies op Houtbaai. Dit was ons lewe. Ons het nie kerk gegaan nie. Ons was nie, we weren't church going people. Yes. En aangekarring. Heel goed gegaan. Swanger geraak my vrou. Sy was 8 maande swanger met my dogter toe ek geretrench is in die maatskappy vir wie ek gewerk het. Toe in die kantoortoerusting industrie bedryf beland en gewerk vir maatskappy in die Kaap, Woester. Eventueel is ons Kaap toe. Ek het in Gordons Bay gebly. En my seentjie is toe gebore, my dogtertjie was 5, my seentjie was 1. Ek is 'n keen fisherman, ek is baie lief vir visvang. En daai tyd het dinge baie sleg met ons begin gaan, finansiëel. Dit was, ek sê hulle, we hit rock bottom and we started digging. Dit het regtig baie sleg gegaan met ons. En soveel so dat ek op 'n stadium met ons amper nie geld gehad vir kos in die huis nie. En ek sit een oggend 3 uur op Gordons Bay se hawemuur, waar dit was my visvangplek. En daar het iets gebeur en die krag het afgegaan. En al lig wat gebrand het was die kruis teen die berg by Gordons Bay. Sure. En ek het daar besluit, of nie besluit nie, ek het gedoen wat 'n mens seker nie moet doen nie. Ek het gebargain met die Here en ek het hom gesê, luister oom, ek ken jou nie, ek weet nie wie jy is nie, maar as jy my familie uit hierdie gemors uittrek waar ons is, sal ek hulle na jou huis toe bring. Sure. En dis nie hoe hy werk nie. Ja. Hy het my baie duidelik laat verstaan dat bring jy jou mense na my huis toe, Yes. en ek sal julle uit hierdie gat uittrek waarin julle is. Sure. En dis presies wat gebeur het. Ons is daai volgende Sondag het ons by 'n kerkie gaan aansluit wat daai tyd in die vlootbasis in Gordons Bay Yes. was daar 'n klein kapelletjie en daar was 'n kerkie wat daar in daai kapelletjie was. The Gordons Bay United Congregational Church. Sure. Ons het by hulle aangesluit en dit was life-changing to say the least. Ons is toe dood happy met dit, maar die finansies was maar nog steeds. Kyk, ons finansies het nie 100% omgedraai nie, maar dit het begin verbeter. Yes. En ek is toe 'n pos aangebied in George. Ou enie van Sail, hy's vandag is hy oorlede. Dit was my eerste basis so in George. Sure. En ons het George toe getrek in 2001 en 2002, ekskuus. En eerste ding wat ons gedoen het toe ons George trek is 'n kerk kom soek. En ons het die tweede Sondag tussen ons by die Methodist Church. En
ons eerste besoek in die kerk en ek het vir my vrou gesê, ja, dis lekker. Ja. Die volgende Sondag is ons in die kerk en die dominee se vrou staan op en sy sê, hulle is so kinderkerkleiers. Sure. Nou, dis die laaste ding in die wêreld waar ek gaan betrokke raak. Die laaste ding. Ek doen nie ander mense se kinders nie. Ja. Ek doen dit nou al vir 25 jaar. Sure. Toe sy vra, if there's anybody that would like to become a children's church leader, please stand. Wow. En toe ek afkyk, toe staan ek vir my vrou en kyk en sy sê vir my, wat doen jy? Toe sê ek weet nie. Ek weet nie, hier gebeur iets. En dit was my saving grace. Ja. Ek het die Here leer ken deur kinders. Sure. Ek het Jesus Christus leer ken deur kinders. I didn't minister to them, they ministered to me. Sure. Dis die mees incredibelste journey wat ek in my hele lewe nog, jy kan dit nie beskryf vir iemand nie. Want almal van ons leer die Here ken deur die kerk, Ja. deur dominees ens. Ja. Ek is deur kinders geleer. En dis die mees incredibelste ministry in die wêreld. Wow. Want dis 'n unconditional, dis daai perfekte geloof. Ja. Wat dis en dis wat ek daar uitgekry het. Sure. Dis my in 'n neutedop en ek is nog Ja. vandag steeds betrokke by die kinders. Sure. Ek hou niks van skoolvakansies nie, Ja. want dan is my kinders op vakansie. Ek is nie Sondag by die kinderkerkie, ek moet in die groot menskerk sit. As ek nie my kinderkerkklere aan nie, dan sê die kinders vir my, Uncle Ralph, today you've got your human clothes on again. So, dit is hoe dit nou al daar is. Ek is Sure. nou al vir amper 25 jaar Ja. in die kinderbediening en dis 'n blessing. En hoe het jou lewe verander vandat jy die Here nou leer ken het en Weet jy, gedien het? Fisies, lewenswyse, Ja. nie baie nie, Ja. maar daar's 'n rustigheid. Ja. 'n Rustigheid in die wete dat, en Andre, hulle ken my al goed, my gunsteling sê ding is as jy terugkyk in jou lewe, is daar een stel voetspore. Ja. En dis nie jy wat alleen gestap het nie. Ja. Dis waar Jesus jou gedra het. Sure. Nou, daai vrede Ja. het ek in my. Ja. Ons gaan nog steeds die ups en downs. Ja. Finansiëel, ek is Desember 2024 is ek weer geretrench uit 'n fantastiese posisie uit. Ja. En dit het my nie as ek nie die Here geken het nie, Ja. weet ek nie waar ek sou jy weet Ja. geëindig het nie. Ja. Maar die feit dat ek weet die Here is daar om my Ja. te dra, maak nie Ja. saak wat gebeur nie. Want dis 'n belofte wat hy aan ons Ja. maak. Jy weet so, Ja. nee, dis as ek moet sê wat my lewe verander het is daai vrede. Ja. Dat maak nie saak wat jy deurgaan nie, Ja. jy gaan dit deurgaan. Sure. Jy gaan nie halfpad vassteek Ja. nie. Jy weet so daai vrede is there's nothing to compare to that peace that you have inside Ja. you. Dit is ook wonderlik wat jy gesê het van die bediening, want ek het in my eie lewe ook ervaar dat die Here laat ons vir ander mense bedien, laat ons self gewater word. Ja, Soos jy so in absoluut. Spreuke sê, as jy vir ander water gee, dan kry jy self water. Ja. As ek 'n storieetjie mag deel, Mm. die most profound les wat ek geleer het in kinderkerk Ja. was van 'n 5-jarige seentjie af. Sure. Hy die dag toe sy ma na kinderkerk by die huis kom, toe staan hy met sy mond oop voor die spieël. Toe sê sy vir hom, "What you doing?" Toe sê vir sy ma, "I want to see what Jesus looks like." Sure. Toe sê sy maar, "Hoe wil jy nou?" Toe sê Uncle Ralph says Jesus lives in my heart and I want to see what he looks Sure. like. Nou dit was beautiful, Ja. maar die les daarvan vir ons groot mense, Ja. as ons oopmond voor die spieël staan, Ja. wil ons kyk hoe lyk Jesus Ja. of wil ons kyk of hy daar is? Ja. As ek agter 'n voertuig ry wat my afsny en alles, Ja. as ek na daai episode my mond oopmaak voor die spieël, Ja. dan moet ek kyk of hy daar is. Dis so. Want daai is die les wat daai kind vir my geleer het. Baie belangrik. Jesus is binne my, klaar. Ek wil sien hoe hy lyk. Ek wil nie sien of hy daar is nie. Yes. Ons as groot mense baie keer Ja. ons wil kyk, is hy regtig daar? So. Jy weet so. Wel, baie dankie dat jy gedeel het. Nou gaan ons na Andre toe. Daar's hy. Andre, welkom ook hierso by Heartbeat FM. Is lekker om jou hier te hê. Baie dankie. Ek moet seker maak jou mic is aan, want anders dan gaan jy met jouself praat. Ek's gewoond daaraan. En baie mense sal sê dis nie normaal nie. Ja. So Andre, jy is 'n bekende by die radio.
Jy saai mos 'n bietjie uit ook saam met Vreekhulle en so. Ja, So, ja, op die podcasts. So baie van die mense behoort al jou stem te gehoor het. Maar vertel ons 'n bietjie van jou lewe ook. Ek is nog 'n inkomer hier in George. Ek betaal nog daarvoor. Almal kyk my nog skeef aan. Was nou al darm al 3 jaar. En ek het dan in Port Elizabeth groot geword. En ek het hier in George saam met my pa in die berge geloop daai jare en altyd gesê ek wil terugkom en Craddock Peak kom klim. So ek is tuis hier in George. Ek het nou weer 'n ouer paar gehad. My ma kom uit 'n ateïste familie uit. En ek het 'n klomp ateïs ooms en tannies wat baie liewe mense is en fantastiese mense was. En selfs die neefs en die hele familie. Maar daai skeiding is daar. En my pa was 'n boertjie van Alexandria se area en my ma is 'n Engelse meisiekind. Moes haarself bewys in hierdie Afrikaanse familie destyds. So. En ons was in die NG Kerk gewees en ek kan sê werklik ek het ouers gehad wat tyd met ons spandeer het. Ons het hierdie land plat gereis. So ek het die beste gehad van ouers en hulle was lief vir mekaar en ons het in die NG Kerk groot geword. My ouma het die destyds wat nou RSG het, sy altyd geluister. So as jy by ouma gaan kuier het sy gestaan sit en werk. En ironies, dit is nou my vrou is ook so. Dis amazing hoe opeindig binne in ons huis is nou is amper soos wat dit in my pa se huis en my ouma se huis was. Maar ek het 'n diep geloof gehad in God omdat ek katekese en alles gedoen het. Yes. Maar dit was meer oor die gesag van die Here en respek vir hom en die wete dat ek is gered, maar dit het nie my geraak dat ek opgewonde is. Dit was nie 'n persoonlike verhouding nie. Ja. En toe ek was in army toe en al daai goeters en 'n ou kry maar lang hare en ry motorbikes met kettinge en jy rafel maar uit en gaan nie kerk toe nie. En op 'n kol getrou en 10 jaar lank getrou toe skei my vrou. Sy het altyd gedreig, dit was nie presies wat sy gehad het, maar dit was 'n skei wat ek nie wou gehad het nie en op 'n tyd wat ek 'n diaken in die NG Kerk weer was en alles en dit het 'n bietjie maar moeilik gesit en ook op 'n stadium gebeur wat ek met 'n eie besigheid begin het in laagkoste behuising, so ek is ewe skielik buite my huis, buite die werkgemeenskap. So. En ek het vir 3 jaar lank myself net vrek gewerk en elke naweek my kinders gesien. En na so 3 jaar, toe sê sy maar, ons het nooit regtig probeer nie en jy kom my omtik met 'n veer. En toe trek ons weer by mekaar in en binne die eerste maand, sy het oor see gegaan en teruggekom met vreeslike hoofpyne en sy is binne so 4 of 5 dae oorlede met encephalitis, dis 'n virus wat in die breinstem was. So. En op daai stadium, net die naweek voordat sy in die hospitaal ingegaan het, toe het sy my na 'n kerkie toe genooi, om die draai in Sandton, so 'n klein kerkie tussen die geboue. En dit was eenvoudig, sy het in 'n spar ingeloop en daar was 'n dominee en sy vrou, hulle het met haar gechat en gegroet en die Here het met haar gepraat. En so eintlik was sy verantwoordelik om my nader te bring na die Here toe. Ja. Maar toe ek agterkom, maar sy is nou besig om dood te gaan, toe weet ek maar gewoonlik het 'n ouer dominee wat iemand help in hierdie proses. Ja. Ek moes toe 'n vriendin bel wat ek in daai kerk raak gesien het en gesê, kan jy daai dominee bel? En toe hy kom lees uit die woord uit, toe kom ek agter hoe ver het ek van die Here af weggegaan. Dit het bekend geklink, maar baie ver. En toe die tweede opinie ou vir my sê in daai hospitaalgang, dit is oor en verby, maak jou reëlings, wat hulle ook al vir jou sê, julle gaan moet masjiene afsit. Toe sit ek in daai hospitaal en ek paniek, want ek het toe die 3 kinders, 4, 6 en 10, en hoe maak ek kinders groot sonder 'n ma? En ja, ek het 'n redelike paniek in daai gang gehad, en toe op 'n stadium sê die Here net saggies vir my, it will be okay. This time, do it my way.
En ek het geweet as hy wat praat. En dit was asof jy, weet as jy 'n CD geluister het wat jou gunsteling CD was en dan lank nie gehoor het en nou hoor jy hom weer daai, joh, dis bekend. Dis die eerste aand wat ek teruggery het huis toe sonder om te huil. En ek het met die kinders 'n heel nuwe lewe begin. Daai klein kerkie se mense het ons totaal opgetel. En ek het my kitaar gekyk en gesien hy begin kraak en dis amper asof die Gees vir my gesê het, gebruik my of ek gaan verlore gaan. Sure. En ek het begin weer worship lei in kerke en dit was 'n amazing tyd van groei gewees. En ja. En ek het toe begin betrokke raak met verskillende goed, alfa kursusse gelei en werklik gegroei in die Here. Maar in daai tyd van kinders grootmaak spesifiek, het die Here die heeltyd vir ons deurgekom. En as ek nou terugkyk met die werk wat ons doen, ek het my identiteit en my morele gesag direk by hom gekry, want ek moes gereeld met my kinders sit, ek was redelik besig, ek het in die tronkbediening betrokke geraak en so naweke was volgepak en ek moes gereeld vir hulle vra, wat beteken dit, watter besluite maak ons, if we do it his way, what are we deciding? En saam met hulle sê, okay, ek gaan nou min by die huis wees en julle het nou nie 'n ma wat hier is nie, maar hy sal na ons kyk. Sure. En toe hulle, elkeen van hulle, soos hulle 21 geword het, kon ek vir hulle sê, die Here het sy belofte gestand gedoen vir ons. Sure. Nou is dit vir jou om die paadjie met hulle te loop. En die tronkbediening het ek net 'n oproep gekry eendag om te sê, wat maak jy? Dis Vrydag. En hulle het nie muses gehad vir die eerste naweek in Modderby tronk nie, dit was in 2001. En dit het uitgedraai oor amper 20 jaar se tronkbediening. Sure. En verskillende tronke deur Suid-Afrika, later in die bestuur van die organisasie betrokke gewees. En selfs nou redelik onlangs nog in KZN was ek betrokke gewees en dis net vir my, in tronkbediening het die Here vir my gewys hoe hy met mense werk. Dat jy in 'n tronk kan sit langs 'n ou wat blykbaar 'n moordenaar is en 'n ou wat blykbaar 'n gangleader is en niks van dit maak saak nie. Want jy sien hulle soos kinders van die Here. Sure. En ek het nie een keer in die tronk oor al hierdie jare enige onderonsies gehad of selfs bang gevoel of bedreig gevoel. En dis net die Here se Gees is daar en jy kan sien hoe hy werk met die ouens. Sure. En ons het so 2 naweke 'n jaar gewoonlik, maar so verdraaf ook gesê het, soos die Here werk en jy kan dit sien, werk hy ook met ons. You cannot see his grace and mercy and not be changed yourself. Yeah. En ja, dis amazing hoe die Here gewerk het en al die jare maar net worship gelei in kerke en gebly groei. En ons is ook nie foutloos nie. As ek nou terugkyk en ek chat met my kinders, daar is goeters wat in die tyd wat hulle saam met my groot geword het, wat hulle nou vra oor het. En dis harde vrae en nou moet eerlik antwoord en sê ja, ons het foute gemaak, jy weet. Ek was nie altyd squeaky clean nie en maar die Here vergewe en ja. Prys die Here. Ja, absoluut. daar sê. En ek het gedog jy was 'n engeltjie. Nou ja, ek het jou gesien daar by die Lighthouse, nee, Lighthouse Ministries op daai Vrydagoggend het jy die musiek gelei daar. Ja. Nou, dit was 'n belewenis geweest en ek kan sien die Heilige Gees werk deur jou. Ja. Bediening is amazing nogal om te dink dat ons het nou 2 tipes bedieninge in die ateljee. Weet jy die musiekbediening en jy die kinderkerkbediening en jy die gevangenisbediening en jy weet al die dinge wat die Here doen. Ja. En alles lei na dieselfde pad toe. Yes. Dis wat dit so awesome maak. Alles is vir dieselfde doel. Dit wat ons doen gaan na dieselfde plek toe. Yes. Dis wat dit so special maak. En wat vir my amazing is van hier in George is oral waar jy kom, Ja. is daar klomp Christene en mense wat praat in openhartigheid en as jy met 'n ou praat, kan jy amper weet hy's besig met 'n ministry iewerste. Sure. En jy sien hom as hierdie sakeman, maar hy's eintlik op die grond met ministry werk betrokke en jy kan die Here se genade in sy lewe sien. Yes. Ja. Nou ja, ons gaan so 'n bietjie praat oor bediening en ek het nou obviously net gesien jy speel by
by Lighthouse en ek het een oggend ook daar gesels en dis merkwaardig ook net daar om te sien hoe manne by mekaar kom en nogals op die einde van die maand, nou as jy 'n besigheidseienaar is, dan weet jy die einde van die maand is nie altyd die beste tyd vir jou nie. So baie kere as ek daar gaan, dan sit ek nou en dink aan my cash flow en gaan ek my mense kan betaal en ek moet salarisse ran en dis dan hy steak wat jy eet help hom so 'n bietjie dan voel jy daarom so 'n bietjie beter en dan dan 'n getuienis en daar's 'n worship. Nou praat met ons enige van julle maar net so 'n bietjie oor die bediening. Ek het net iets raak gelees van 'n Dad's Talk seminar. So ek weet nie of julle vir ons bietjie net wil vertel van die ministry nie. Dad's Talk. Dis 'n seminar wat val onder die vaandel van The World Needs a Father. Okay. Program deur Cassie Carstens. Yes. Ek het dit vir die eerste keer in Februarie gaan bywoon. Yes. En dit het my lewe verander. Sure. Ek is net baie spyt ek het dit nie 30 jaar terug gedoen voordat my kinders gebore is nie. Sure. Ja. Maar Dad's Talk het vir my soveel sere gesond gemaak. Ek het met baie father wounds rondgeloop in my lewe, omdat ek die verkeerde mindset gehad het oor my pa. Ja. Want my pa was absent. Hy het gesorg vir die familie en dis dit. Ek was 'n SA atleet, ek het eerste span rugby, eerste span cricket. My pa het nie een keer my langs 'n sportveld gesien nie. Sure. En vir my hele lewe lank, tot en met Februarie hierdie jaar, het ek gedink hy was 'n absent vader. Totdat ek daar geleer het dat hy gedoen het wat sy pa gedoen het. Hy sy pa het hom so behandel en dit is hoe hy gedink het dit moet wees. Ja. Dad's Talk is daar om Jesus in die huis in te bring. Die wêreld se grootste probleme kom uit fatherlessness uit. Yes. Ek meen in ander in die bediening, in die tronkbediening, jou meeste van die crime, die slegte dinge wat gebeur, is mense wat sonder 'n pa groot raak. Of sonder 'n goeie vaderfiguur, stel dit so. Want baie van hierdie mense sien hulle pa drink en slaan nie, maar so, that's what it should be. Jy weet, ons en dit is wat Dad's Talk wegvat. Dad's Talk vat daai guilt trip, daai wounds, en hy draai dit om en hy bring Jesus huis toe. Yes. En jou vergifnis, en hoe jy met jou kinders moet werk, en dit was net absoluut 'n life-changing experience vir my gewees. Dis hoe ek beland het waar ek nou in hierdie ateljee is as gevolg van Dad's Talk. Want deur dit het ek betrokke geraak by Men for God en dis 'n awesome ministry. Jy weet ons dis Men for God wat die Dad's Talk seminar aanbied. So nee, dit het absoluut my lewe verander. En dis nie net vir jong paas nie. Ek meen as jy oupa is, as jy 'n oom is, ons betrek nou selfs die maas ook, want dis so omvattend en dis so verligtende program. Dis absoluut fantasties. En soos jy sê, vaderwonde, ek het na 'n statistiek geluister 'n paar jaar terug, toe sê hulle 90% van die mense wat in die gevangenis gesit het op daai stadium in Amerika, was of vaderloos of het een of ander vorm van vaderwonde gehad. En dit het 'n groot effek, want ek bedoel 'n mens raak groot in 'n omgewing en ek dink is tweeledig, want aan die een kant het jy die mense wat kom wat genesing nodig het, wat regtig waar daai wond moet oopmaak. Ja. Wat nie eens besef nie, hulle praat lelik met mense, hulle is aggressief en hulle verstaan nie hoekom hulle is nie. En dan aan die ander kant het jy die jonger paas wat inkom en dis soos jy gesê het ook, jy weet ek wens ek het dit daai tyd. Absoluut. En dan kan dit baie voorkomend wees in terme van hoe ons kinders groot maak. Nee, absoluut. En dis die crux van Dad's Talk. Is om Jesus in die huis in te bring. Dis want ek meen Jesus is die senterpunt waarom alles gaan. Jy weet so, dis vir my dis 'n fantastiese seminar. Want ek het ook nie besef nie toe ek my dogter groot gemaak het, is soos ek het gedink ek's 'n baie goeie pa. Want ek was 'n goeie pa, ek het voorsien. My pa het my gewys, jy weet, jy kan sorg vir 'n kind, jy kan hom geld gee en jy kan seker maak hy het kos en so aan en dan dis jou werk. Dis wat ek tot 'n mate gevoel het, maar die uitbarstings wat ek gekry het, soos die aggressiewe uitbarstings, die bekleierye, die gewelddadigheid, my kort en meer,
het 'n baie onrustige atmosfeer geskep en ek het dit ook eers later uitgevind dat dit is ook 'n vader-hond Ja, gewees. en dis belangrik dat dit aangespreek word, Richard, want ek sê glad nie dit gaan gebeur nie, maar baie keer soek 'n dogter 'n man soos wat haar pa was. Ja, Jy weet, so ons moet sulke goeie voorbeelde wees vir ons kinders. Ons moet hulle wys wat ons is goeie mense, ons is goed, Jesus is daar. Dit is hard om dit te erken. Dit Jy is- weet, dis want- moeilik, dit want brand. as 'n pa, jy werk hard, jy het baie druk, jy weet dinge is nie maklik nie. So as 'n pa is dit vir jou moeilik om te erken dat jy kom tekort en jy sal eerder maak asof jy eintlik perfek is en vir jouself half denial, Ja. gaan in denial in en sê, weet wat, ek is 'n goeie pa, maar later jare toe ek nou gesit en onder die Heilige Gees, toe ek nou agterkom dat ek het vaderwonde. Toe moes ek begin deel met goed en toe vat dit my terug na insidente wat gebeur het in die huishouding deur die jare Ja. en hoe ek opgetree het en toe dink ek, hoe moes dit vir daai kind gewees het Ja. om 'n pa te sien Ja. wat nou, jy weet, vloek, skree en skel as 'n Christen wat op die kansel staan wat preek, maar jy verloor dit en jy wil 'n ou in die gordel gryp of iets soos dit of jy wil jou kar vat en oor iemand reverse en dit klink vir mense baie ekstrem. Maar dis daar. Maar jy leef daai lewe en jy's net soos dit getrigger. Ja. En wat lekker is van Dad's Talk is dit maak al daai goed oop. Dis 'n safe space. Ek het goed genoem in Dad's Talk wat ek nog nooit in my lewe met enigiemand gedeel het nie. Ja. Dis rou, maar dis eerlik en dis oop en dis veilig. Dis wat ek dink die safe space meer as enigiets anders. Want almal wat daar is het dieselfde doel voor oë. Jy weet, and you've got to get there. You've got to get there. So die vrouens wat luister kan hulle man stuur. Absoluut. Hulle kan hulle man stuur, maar ons wil die vrouens eintlik aanmoedig om saam te kom. Ja, absoluut. Ons het al 'n hele partykeer vrouens gehad wat hulle verstaan dan waardeur die mans gaan en hulle verstaan nou die verandering in die mans en ook hulle rol om die mans te validate, te ondersteun. Jy weet, 'n pa en 'n ma se rol, 'n ma se rol is om die pa te ondersteun. Nou sadly, jy weet, 'n mens, you earn respect. Ons mans is afwesig in die rol en dan is dit baie moeilik vir die vrouens om hulle te validate. So die eerste ding is vir die ouens, staan in jou plek vol, doen die leierskap wat die Here vir jou verwag en dan sal jy daai respek kry. Ek dink wat ons doen in Dad's Talk, ons spandeer redelik tyd om deur te gaan wat is die wond en daar's maniere, vrae en goeders. So die ouens werk deur dit om die wond te identifiseer en nie almal kan hulle vinger daarop sit die hele tyd of in Oudtshoorn tronk byvoorbeeld het een van die ouens sê 'n paar weke agterna eers in die middel van iets anders te gesê, nou weet hy wat die vaderwoond is. En toe hy dit agterkom, toe maak alles vir hom oop, toe verstaan hy presies, toe weet hy wat hy daaraan gaan doen. En dan help ons mense om deur hoe beweeg jy vorentoe. You've got to own the wound and you have to forgive yourself and the other person. En ons vat hulle deur daai proses. En dit is, as jy daai verlossing kry uit die proses uit en dan kan begin vorentoe weeg, dan ek wil amper sê, dan is jy reg om te begin kinders grootmaak. Dan gaan dit oor die rolle wat ons moet speel as 'n pa. Bring in the moral authority of God, not my authority. Leef in die identiteit wat die Here vir jou gee en leer jou kinders om daai identiteit uit te streef. En dan bring in emotional security in die huis, dat daar rustigheid in die huis is. En dan die krag van wat ons noem affirmation. Ons is so geneig om te sê moenie dit en moenie dit en bietjie later en dit, maar as ons iemand net aanspoor en dit wat hulle doen en as ou dit gaan toepas in jou huis, dan maak dit 'n ontsettende groot verskil. Maar ek dink die wegloop van die wonde help dat mense met die vergifnis dan 'n baie beter verhouding met die Here het en ook 'n baie beter verstaan hoe om hulle kinders groot te maak. En die ironie van alles is dat in ons samelewing, ons is nou dag aan Mosselbaai se juvenile tronk gewees saam met Freek. En
Daar sit 11 ouetjies voor ons en jy kan hulle een vra, maar hoe het jy hier gekom? Almal, I had an absent father. En sê ek, nou wie van julle is paas? En almal van hulle is paas. Sure. Nou sit ons met 'n society van ouens wat absent is omdat hulle jare lank in die tronk gaan wees, maar dis hoekom hulle daar is. Hoe breek ons dit? Ja. En Dad's Talk is gemik op dit. Wow. Ja. Sure. Ja, ek het om terug te kom na Dad's Talk toe, ek het my hele lewe lank, my volwasse lewe, my pa geblameer. Ja. En hom nie gerespekteer nie omdat hy absent pa is. En Dad's Talk het my lewe van so 'n aard verander dat ek en my pa vandag 'n incredible Sure. verhouding. Ja. Hulle bly hierso nou in George. Sure. Hy is 83. Ek vat hom om te gaan visvang. Ons maak potjie kos saam, ons braai elke Ja. naweek saam. En ek is nou spyt dat ek nie lank Wow. terug dit eintlik besef het nie. Sure. Jy weet so nee, ek dink Dad's Talk is dis absoluut fenomenaal. Is 'n belangrike waarheid, want ek bedoel ouers is maar ook maar net soms mense Hulle wat is. deur dinge Mm. gaan Ja? en ook maar 'n produk van hulle geskiedenis en dinge waardeur hulle gegaan het, en as jy die wond hou aan jou kant, Ja. dan maak dit jou ook siek, en dit maak ook basically die verhouding wat jy later het met jou pa tot by die graf of met jou ma tot Ja. by die graf siek. So hierdie is definitief 'n geleentheid, sou ek sê. Ja. As jy kyk na Dad's Talk seminar is in September, 17, 18, 19 September, so dit begin 'n donderdag aand, Vrydag en dan Saterdag. Ek sien 1800 uur tot 21 Ja, dis in die aande, en dan die Saterdag is 8:30 tot 1 uur. 13. Ja. Yes, ja, en dit is by die Barkley Oud Medical Center in 33 Courtneystraat. Yes. En ek sien hulle moet boek. Booking is essential. En dan ons lê details op die skerm op sit vir Okay, vir die fantasties. kykers net, want ek sien daar's 'n Rob wat hulle moet Ja, kontak. ja, Rob. En op 082903895. En dan sou ek ook die e-posadres, maar ons sal 'n bietjie gesels. Daar is 'n R50 donasie, jy weet, vir ouens wat Ja, kan wat dit natuurlijk. kan doen. Ja. Ja, en as ouens dit nie kan doen nie, dan Man, ons Geen probleem. trek hulle in. dan hou dit- Dis die- maar vir die afrol van die natuurlik. lesle Nou, materiaal niks is verniet hier. Maar ek dink ja, dis 'n wonderlike geleentheid. Ja. Vir julle sê nou mans en vrouens wat Absoluut, kom. Okay, absoluut. ek het nie geweet. Nee, absoluut. Ja, dis gemik op mans, en mans is deel van seker die grootste oorsaak van die probleme in ons samelewing. Yes. Maar ek wil ook sommer net vir die krediet gee vir al die oumas en die ma's wat kinders grootgemaak het in daai gat wat gelos is van 'n pa wat al is hy daar wat absent is en nie sy rol speel nie. Ja. Well done. En so as hulle saamkom, dan verstaan hulle op 'n heel ander manier, en ek dink dit bring 'n totale ander vrede in die huishouding. Ja. As iemand nou wonder, hulle wil gaan, hulle is onseker, hulle voel bietjie ongemaklik met die idee, wat kan hulle verwag deur hierdie seminar? Ek bedoel, hoe werk dit presies? Ons het 'n van my. Go. Ek gaan nie die ou se naam noem nie. Ja. Hy het vir my voor die tyd gesê, "Ralph, ek wil net nie praat voor mense nie." Ja. Toe sê ek, "My vriend, jy sit daar, jy kan die hele seminar deursit en net luister." Ja. Ons hou daarvan as die mense deel vorm daarvan en deelneem, Ja. maar jy kan letterlik sit en luister. Ja. En die seminar trek jou so in dat jy naderhand wil Yes. deel wees van dit. Ja. Jy weet so, nie as mense twyfel, moenie, glo my, dis nie rocket science nie. Ja. Ons vertel vir mense dinge wat hulle klaar weet, Ja. maar dit moet net weer wakker gemaak word. En daar's baie dinge wat ons deurwerk, baie vrae vir refleksie. En dis nie ons wat die werk doen nie. Die Heilige Gees werk Absoluut. met elke ou. Daai Ja. jy lees 'n lys deur, het jy enige van hierdie ervaar, en die Heilige Gees gaan vir jou sê, dis daai ene, en dit is wat doen ek daaromtrent, en hy bring daai verandering, en hy loop die pad saam met die ouens. Ja. Maar agterna, ons is 'n redelike close-knit gemeenskap van mense wat al klaar die kursus gedoen het. En deel van dit ook is dat 'n mens jouself moet omring met ander ouens wat ook soortgelyke goeders deurgemaak het. Ja. En men for God is dit. Ons is 'n table of support, ons is 'n klein kerngroepie, maar daar's 'n groter groep om ons,
En elke eenmal 'n maand is daar 'n braai by Redberry Farm, dis vanaand die een weer. Okay. En so as ouens volgende maand wil kom, en dan daar's 'n groep Christenmense van Mossel Bay tot aan die kant Sedgefield. Sure. Ouens wat deurkom van all walks of life Wow. en kom net in, kom deel in geselskap met goeie Christen ouens, want dis uit dit uit wat ons leer en wat ons agterkom, maar ek sê die enigste ou nie, hier's ook 'n ou wat daai probleem het en jy hoor hoe die Here hom gehelp het en ek wil vir enige ou aanbeveel, kry jouself in 'n groep van Christen mense en begin net jou stories te deel en sien hoe die Here almal help en dan vir Dad's Talk spesifiek hierdie seminar wat ons het. Maar is daar 'n gemeenskap is wat 'n spesifieke behoefte het wat nie tot September wil wag en amper in die publieke kursus inkom nie, ons kan saam met hulle werk met hulle hele groep mense en ek dink dis 'n baie goeie kursus om in 'n gemeenskap vir paas en maas te doen. Ons was in Oudtshoorn gewees toe die tweede oggend saam met Cassie Karstens wat die hele ding bymekaar gesit het. Toe kom een van die dame bewaarders daarin, toe sê sy, meneer, dit wat julle hier doen, moet julle by ons in die suburb kom doen, in die township. Ja. Dis waar ons dit nodig het. So is iemand 'n spesifieke gemeenskap het met 'n behoefte, laat ons weet, ons kom sit op die grond en ons werk dit saam deur. Sure. Ja, dis wonderlik want ek het gegaan na een van 'n World Needs a Father meeting toe om te gaan bedien. Ja. Ek dink ek het daai dag musiek gedoen daar en terwyl die ou gepraat het, toe sit ek nou en dink aan myself. Ek is daar om ander mense te bedien, maar ek sit toe nou en dink wat hulle praat toe van vaderwonde en Ja. ek dink baie kere, weet jy gaan na 'n kerk toe en is amazing en ons moet kerk toe gaan, maar jy het hierdie boodskap en jy weet en maar daar's nie altyd hierdie platform of hierdie geleentheid waar hierdie tipe dinge aangespreek word nie. So ek dink dit is baie belangrik en terwyl ek daar sit en ek hoor en ek staan en dink maar vaderland, jy weet, praat hierdie ou nou, hy praat nou van vaderwonde en ek dink, maar ek het vaderwonde. Ja. Jy weet, en hier sit ek agter die gitaar, ek moet nou die musiek lei, maar ek voel wat hy sê is relevant tot my eie lewe. En dat ek actually een of ander vorm van hulp nodig het, net om hierdie te prosesseer, om dit te kan uitkry in die ope en te kan sê, weet jy wat, dit is wat dit is. Die verskriklike aggressiwiteit en anger wat ek voel, het niks te doen met my Irish temper nie. Jy weet wat my pa het altyd gesê, dis jou Irish temper. Niks te doen met jou Irish temper nie, of jou genetics nie. Dit het te doen met jou past en waardeur jy is. En dit was 'n geleentheid vir my om daai journey te begin, want vir my was dit amper 'n journey, dit was nie net 'n seminar nie, of net 'n meeting nie. Die meeting was die catalyst. Maar op die einde van die dag is daai journey daar, want dan sodra daai gedagtes in jou gemoed kom of jy begin weer daai emosie te voel of jy word getrigger, dan besef jy waar dit vandaan kom. Ja. En die ding is met veral ons mans, ons het egos. Ja. Ons het egos. Dis so. En dis baie keer you have to bruise your ego by admitting what you've been through. By putting that out there. Jy knees jou ego deur te sê waardeur jy is en ons moet dit aanvaar. Jy weet en nie een van ons is perfek of heilig nie. Ons kom almal uit die slote waarin ons geval het en die Here het ons daar uitgetrek. En so dan verstaan 'n mens wat mense deur is en dit begin amper 'n getuienis te raak en dit help mekaar. So hoe meer ons hande vat en mekaar uittrek uit die slote en dat die Gees ons daardeur kan lei, hoe meer empower ons almal. Amazing. Nou enige finale woorde, ons het so 'n paar minute oor, enige iemand wat iets finaal wil sê? I've got Go for it. Jy kan nou my praat. Deur Dad's Talk het ek 'n man ontmoet daar by Dad's Talk, ou met die naam van Dion Bier, wat betrokke is by Bethesda. I've got Bethesda out there. Bethesda huis. Absoluut. En daar's 11 seuns in daai huis wat ons nou ek wil nie sê ontferm oor nie, maar ek en my vrou maak nou 'n punt daarvan, elke Sondagoggend gaan ons kerk toe en ons gaan al die kerk se bus en ek gaan al die 10 seuns en dan of 11 seuns dan gee ons hulle kinderkerk saam met my kinderkerkgroepe, vat hulle terug en ons het nou begin al hoe meer liewer en liewer raak vir die klomp seuns. Soveel so dat ons nou goedjies vir hulle doen en ek het nou gereël gekry dat hulle
Oudtshoorn, dat die krokodilplaas toe kan gaan, die dame daar het vir hulle complimentary ingang vir die dag geskenk. Amazing. En Mani de Toy van Living Ball, ek weet nie of jy Yes, vir Mani de ja, Toy ken ken, hom, ja. wat 'n awesome mens. Ek het vir hom gevra vir 'n rugbybal vir die seuns. Yes. En ek het opgeëindig met 11 rugbyballe en 'n cricketstel Sure. en alles. Yes, Die seuns weet dit nog nie. Ek hoop daar's een van hulle wat inluister, want ek gaan dit eers Sondag vir hulle gee. Maar die blessing wat daai seuns ontvang Yes. en is net absoluut amazing. Jy weet dis seuns met niks. Dis Ja. die seuns wat weggeneem is van hulle ouer huise af omdat hulle mishandel is. As jy wil praat van father wounds, Ja. daar's 'n seentjie daar wat nou nog seertjies op sy kop het soos hulle kookolie oor sy kop uitgegooi het. Ai. Jy weet dis kinders wat rondstap met father wounds. En dis seminare soos Dad's Talk wat my empower Yes. om vir hulle 'n beter lewe te probeer Ja. gee. Jy weet so. Wow. Great. En ek wil vir almal sê daar buitekant, moenie alleen sukkel, moenie voel jy is alleen, moenie voel jy moet die wa deur die drif trek alleen nie. Yes. Die Here het 'n plan vir jou, om vir jou hoop en liefde en 'n toekoms te gee, en skakel net in iewerste. En ons details sal op die stelsel wees. Yes. Skakel net in, bel ons, kom gesels met ons, laat ons jou omring met mense wat jou kan help om die wa deur die drif te trek, maar die Here sal voorloop en hy trek eintlik daai wa. Ja. Maar Ralf Andre, baie dankie dat julle ingekom het en kom deel het en dis regtig, ek dink dit beteken vir ons luisteraars en ons kykers baie. En dankie vir die platform. Ja, Dis baie amazing. dankie. Dis Baie amazing dankie wat vir die julle doen. geleentheid. Sal jy vir ons afsluit met gebed Mag ek in Engels bid? en English? Ek kon actually Engels gepraat het. Nee, ons het jou maar net laat suffer in Afrikaans. ek is met 'n Afrikaanse girl getroud. So, ek okay, nee, so jy moet die Afrikaans ken. Ja. Yes, Lord Jesus, thank you so much that we can get together here with this whole listening community, and we all have the same goal in mind. That's to be more like you. Jesus, help us in our everyday lives, all the paths that we follow, that eventually everything will lead to you. And that we will love you with the love that you loved us Yes, Lord. when you died on that cross for us. Let us give our lives to you the way you gave your life to us. Shine your light through us where there's darkness. Bring your light, Lord. Help us to be your light and your ambassadors on this beautiful earth. Thank you for looking after us, Lord. Look after our families at home and bless all those people listening to this fantastic radio station. And thank you, Lord, that we can know that anybody listening this morning with a problem, that you already know, you already have the solution, Yes, Lord. and that you love them. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen.